In die nuus vanaand, die getal Zimbabweërs wat die land binnestroom styg daagliks. En Christene vier wêreldwyd Palmsondag. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die aantal Zimbabweërs wat Suid-Afrika binnestroom styg steeds weens die ekonomiese agteruitgang in hulle geboorteland. Bydraende faktore sluit ekonomiese sanksies, politieke onstabiliteit en die onlangse droogte in. Baie Zimbabweërs steek ook daagliks die grenspos by Beitbrug in Limpopo oor om noodsaaklikhede soos kos, klere en boumateriaal te koop. Die grensbestuursowerheid sê hy het die afgelope tyd honderde mense in hegtenis geneem wat Suid-Afrika op 'n onwettige wyse probeer binnekom het. Volgens die Wêreldbank het Zimbabwe se ekonomie met 6,1% in 2022 en 5,3% in 2023 gegroei. Dit is gevolg deur 'n inkrimping verlede jaar weens faktore soos die El Niño verskynsel, laer mynbou-kommoditeitspryse en makro-ekonomiese onstabiliteit. Baie Zimbabweërs sê hulle sukkel om kop bo water te hou en word gedwing om kos en werksgeleenthede in ander lande te gaan soek. Party steek elke dag die grens na Suid-Afrika oor om loswerkies te soek en keer saans weer terug na hulle huise in Zimbabwe. We keep their luggage. Most of us do not have passports. We are border jumpers. So we just find luggage here. According to it, you carry what you afford, not overload, not what you afford. And we charge according to luggage. Small, medium, large, starting from 50 rand. Oorgrensvervoeroperateurs sê hulle kan nie voortbly om mense te vervoer wat daagliks na Suid-Afrika reis om noodsaaklikhede te koop nie. The thing is, many people they are working in South Africa because of shortages of jobs in Zimbabwe. So I transport goods for their children to Zimbabwe. And the most of the commodities, myself I'm a cross-border trader. Foodstuffs and everything we buy in Messina. That's where we get very good prices. Sommige Zimbabweërs smokkel goedere wat in Suid-Afrika gekoop is oor die Limpopo rivier om nie grenstariewe te betaal nie. Die grensbestuursowerheid sê hulle het sedert 2023 beslag gelê op reuse hoeveelhede goedere wat in Zimbabwe ingesmokkel is. Die Mopani distriksmunisipaliteit in Limpopo het sowat 1,5 miljoen rand verloor weens bedrieglike betalings aan spookwerkers. Die spookwerkers is tydens 'n forensiese ondersoek wat verlede jaar gedoen is aan die kaak gestel. 5 bedrogsake is geopen teen amptenare wat na bewering betrokke is. Die uitgebreide openbare werkeprogram is 'n regeringsinisiatief om werksgeleenthede te skep. Dit het aan die lig gekom dat meer as 67 spookwerkers in diens van die program is. There are 50 cases of them that are left there. We can't account for them. And that's the cases which the Hawks are following. We have so far estimated around 1.5 million rand that we have lost for the financial year. Now our suspicion is for the past many years we might have lost a lot of money. In een geval het 'n amptenaar 'n toelaag vir 6 jaar ontvang vir 'n diens wat nie gelewer is nie. When we interview through this process, we're able to suspend some officials in that particular space. It's allegations, they will be able to speak for themselves. But our view is, in the context of the culture shift in the municipality, we believe that this investigation, the arrest, will unravel a web which when we converge as a municipality, we'll be able to put measures to ensure that this kind of risks are mitigated, they don't happen again, and we save the few resources of our public and they are diverted to proper causes. Die burgemeester sê die geskorste amptenare word tans aan 'n tugproses onderwerp. Veiligheidsontleeders is dit eens met die parlement dat die onderbefondsing van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag 'n bedreiging vir die land se veiligheid inhou. Die vrede- en veiligheidsgroepering het tydens 'n nuuskonferensie terugvoer gegee oor die en verskeie ander brandpuntkwessies.
Die dood van 14 soldate in die Demokratiese Republiek die Kongo vroeër vanjaar het die weermag se befondsing en hulpbronne in die kolle geplaas. Slegs 0,7% van die land se begroting is aan die weermag toegeken. The ability of the SANDF effectively to defend South Africa's territorial integrity remains in doubt. Furthermore, air and maritime defense remain underfunded, affecting operational readiness. Getting the entire defense value chain functional should be a critical preoccupation of the 7th administration. Ontleeders meen dat begrotingsbesnoeiings oor die afgelope 15 jaar verrykende gevolge gehad het. Dit sluit in laer beskikbaarheid van lugmagvliegtuie, minder opleidingsure en gesamentlike operasies om te verseker dat die weermag gereed is om die land se grense voldoende te verdedig. The 2015 Defence Review recognised this decline and proposed a range of measures for how to restore the capabilities that the Defence Force had in the early to mid-2000s. However, to do so would require a substantial allocation of new funding. The army is reliant on reserve forces to patrol the border, and even then the entire border cannot be patrolled. 20-year-old ships and aircraft cannot be maintained, upgraded or modernized. This means that the army is only capable of undertaking 126 of its 196 capabilities. Die departement van verdediging se begroting vir die 2025-2026 finansiële jaar is R55,94 miljard. In Aleppo in Sirië kon Christene vir die eerste keer sedert die val van die Bashar al-Assad regime Palmsondag herdenk. Die land is onder islamitiese beheer. Christene word in Sirië geteiken en selfs vervolg. Veiligheidsmaatreëls vir die diens en die komende Paasfees word verskerp. Palestynë in Gaza het Palmsondag gevier te midde van 2 Israeliese missiele wat 'n hoofhospitaal getref het. Die ongevalle en ontvangsafdeling en ander strukture is beskadig. Die hospitaal van die Anglikaanse Kerk is een van die grootste mediese fasiliteite en moet volgens die Gesondheidsministerie sy bedrywighede weens die aanval staak. Israel sê die hospitaal word deur Hamas vegters vir beskerming gebruik. Paus Franciscus het die slagoffers van konflik, veral in Sudan en Libanon, in sy preek vir Palmsondag uitgelig. Die preek is deur kardinaal Leonardo Sandri voorgelees omdat die paus nog van dubbele longontsteking herstel. Die 88-jarige paus het wel by Sint Pietersplein aangedoen waar hy gelowiges wat die diens bygewoon het, gegroet het. Dit is nog nie bekend in watter mate hy gaan deelneem aan die komende heilige week nie, wat die belangrikste week op die Christelike kerkkalender is. Iran en Amerika sê samesprekings tussen die twee lande om 'n nuwe ooreenkoms oor Iran se kernkragprogram te bereik, vorder ook goed en dat hulle later die week weer sal ontmoet. Die Trump-administrasie dreig met militêre optrede as 'n ooreenkoms nie bereik word nie. Die samesprekings is die hoogste vlak vergadering wat sedert 2018 tussen die twee lande gehou is. Iran hoop dat die ooreenkoms slegs sy kernprogram sal beperk, terwyl Amerika daarop aandring dat die program opgeskort word. In Sumy, Oekraïne, is minstens 32 mense dood en 84 beseer nadat 'n Russiese ballistiese missiel die stad getref het. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het die aanval veroordeel en het die internasionale gemeenskap gevra vir skerp reaksie teen Rusland. Oekraïne en Rusland het verlede maand ingestem om aanvalle op mekaar se energiefasiliteite te staak. Albei beskuldig mekaar daarvan dat hulle die skietstilstand oortree. Net hierna kyk ons na die sportnuus, bly ingeskakel. Dit is al vir vanaand. Onthou môre aand om 8:30 op SABC3 in te skakel vir die Afrikaanse bulletin. Mooi aand verder, totsiens.